Ek is klaar op en julle was nou net buite toe ek winkel toe was. Hallo my groot vriend Skalk, gaan dit goed? Hi Potty, ja, die goed en jy. Ons het nou al kyk, wanneer gaan die aanlyn? Dit sê ek vir jou, en die stuur toch net 'n boodskapie, maar gelukkig toe hoor ons jy is nou aanlyn. Hallo. Ja, nee. Wel, is karabol, ja, ons praat sommer saam vanaand. Ons sit hier so in die bed, ons net te koud. Ja, toe ek die boodskapie stuur, toe is ek nou regtig lus vir 'n pakkie Simba chips. Kan jy dit oorvertel toe hardloop ek eers gou huiswinkeltjie toe. So ja, ek is nog besig hier om te share. Hoorie, wat se groep is die groepe waar Zania ou so laai? Ek is ook vandag op 'n ding gelaai. Nee, ek weet nie of het gister of die dag daarvoor was hier, want ek hoor die mense praat al van die vorige dag. Maar toe jy nou vir my jy het vanoggend vir my gesê, van mense het gesê, ek sit op 'n groep toe gaan kyk ek. So nee, toe sien ek maar net, sy het 'n klomp mense op 'n groep gelaai, Potty. Ek het eers gelees wat daar aangaan of geluister wat daar aangaan, ek het toe maar net vir haar gesê, ek klim af, so. Ja, ek wil nou kyk waar is hy groep, want ek sien tot Melvin is daar op hy groep. Nou ek sit nie saam met kindermolesteerders hier, maar ek wil nou my live sommer soontoe share, maar ek is op die verkeerde foon, man. Okay. Ek het mos nie gevra om op die bloody groep te kom nie. Ja, dis ook net jy wat nou live sal share na daai groep toe. Well done. Nou share hy. Is dit koffie so as om wat so vroeg? Share gaan ek okay, laat ek hom gou share na een van ons groepe toe. En dan gaan ek by die komputer, hulle gaan nou nie dit like, so laat John sommer na sy eie ding toe uitgenooi word. Bold from betrayal. Fuck it, waar kom die mense aan die goed? Ja, dis daai groep. Iets van betrayal. Yes. From betrayal, send. Daar's hy. Hoeveel is hulle hier op? Ag, hulle het maar 40 members. So Ja, maar daar was baie meer. Ek weet nie, daar was seker op 'n stadium iets soos 90 of 100 members toe ek gaan kyk. Hy het vragtig op die groep gesê. Ja, ook hulle, ek het mos nie gevra om daar te wees nie. En as hulle my nie môreoggend afval nie, dan gaan ek sê, hoorie, ek klim af. Ek sit nie saam met kinderpeteraars op 'n groep nie. Want die kans is seker goed dat Hannes Lotterong ook dan daar rondswerf. Nee, ja, ek glo nie. Nee, Zannie hou nie van Hannes Lotterong nie. Ja, wel, ek meng my nie met sulke goed nie. Ek is bang hy siekte spring hier deur my skerm in my kamer in. Ja. So ja, is jy al mense ingeklim? Welkom van die betrayal groep af. Ek sal dit maar daar by
Ja, mense, as julle my mooi hoor, tap en share vir ons asseblief, laat die live uitgaan. Ek het so 'n feeling, jy kan 'n paar hare weer by vanaand. Okay. Ek gaan net in om te stuur hoor. En ek wil juist, hulle praat, ek luister. Nee, ek wou net sê, terwyl ons nou vir die drama mense, die drama geeste wag, volg jy nou nog steeds vir Louis Liebenberg, of is jy heeltemal van Louis se storie af? Nee, weet jy, ek glad nie, ek het baie lanklaas, miskien moet jy my weer 'n bietjie terugsit op daai groep, ek het lanklaas, want ek dink die hare gaan nou begin waai, sy tyd is mos nou baie naby om 'n bed te kry. Ja, hy's nou 24 beddens van die bed af. Dit gaan waarskynlik nog 'n jaar vat, want hy was laas jaar, hierdie tyd was hy iets in die 60 gewees. So ek dink nie dit sal hierdie jaar begin nie. Maar jy sien wat nou intussen tyd plaasgevind het, is die liquidateur is nou besig om left, right en center die JV partners te dagvaar. En Is dit nou nog steeds die ou wat die vrou se kop toe so mishandel het? Yes. Nou van daai ouetjies het my nou genader en hulle goed vir my begin deurstuur. Jy moet sien wat so belaglike foute is daar gemaak. Hy befokkel natuurlik seker weer. Daar's so 'n ouetjie wat 19 keer vir dieselfde bedrag geld en dan is die bedrag geld nie eers na 'n rekening toe wat hy hou nie. Waarvoor hulle hom dagvaar. Dan is daar 'n ander ouetjie van die bedrag wat na hom toe betaal is 1903. Nee, jy hoor my nou reg, in 1903 na hom toe betaal. Nou ek meen dis moet nou nie moontlik. Haal werklik dit uit. Nee, verstaan jy, dit is hoe foutiewelik hierdie goed is. Dan is daar hulle het in die eerste plek die verkeerde ou aangestel, klaar. Ja. Dan is daar 'n ou wat vandag vir my 'n mandaat gegee het, by hom. dit was hy wat belê het. Toe dagvaar hulle sy vriend, want by geleentheid gebeur het, sy rekening was om een of ander rede, kon hy nie sy rekening gebruik nie, of wat ook al. Toe maak Louis hulle een keer 'n betaling na sy vriend se rekening toe vir hom, op sy aanvraag. Maar die liquidateur verstaan nie wie's die JV partner nie. Nou dagvaar hulle die verkeerde man. Verstaan jy? My genade. Potty, die grootste belaglikheid. So, ja, okay, en dan Louis hulle se ding, kyk, hulle moet nou oorgeplaas word in hierdie jaar, ek dink dis in Oktober of September, word hulle oorgeplaas Hooggeregshof toe. Dan sal die verhoor dan nou seker daar begin, as Louis al gereed is om verhoor te staan. Ek dink hier gaan in elk geval 'n splitsing van verhore wees, dat hulle maar met Louis op 'n latere stadium sal aangaan en maar eers met die ander span. So. Wat is hier nog steeds net 5 mense op? Dis by kry. Hy sal nou 'n bietjie klim, soos wat die WhatsApps gelees word. Kom hatertjies, waar is julle? Jean Melvin, jy het seker al nou die boodskap gelees, kom. Genade, wat? Dankie. Maar wat dit ook al is, iets het weer gekraak hier by my. Maar ja, nee, laat die mense tap en share. Ons was vanoggend so... Ja, jy praat. Ons was vanoggend so 10, 15 mense op die live gewees en toe klim ou Jaffie se bietjie in. Ons nogal lekker gepraat. Ja. Baie informed. Toe praat ons sommer so oor hierdie rasisme ook wat so aangaan op TikTok en ek en hy het nogal presies dieselfde siening oor dit, nê? Maar verduidelik 'n bietjie vir my potjie. Kyk, ek volg nie regtig die goed op TikTok nie. Ek het mos nou maar my mense wat ek volg. So ek volg nie regtig wat aangaan nie. Wat is die storie? Waaroor ons gesels het is hoe ons groot geraak het. Ja. En ek noem dit nou soos ons gepraat het. Kleurlinge is baie lief vir die P-woord. Klaar. Ja. En hy het dit inteendeel genoem in die Kaap. Nee, nou ek ken dit van hier af. So dit is 'n woord wat hulle by uitkom, maar nou die fout wat hulle maak is hulle wil rasisme speel, dan sê hulle ek is 'n H. Maar ek mag dit nie sê nie. Maar sy sê dan vir my sy's 1. Toe sê hy ook, ouma, die mense moet baie versigtig wees, want sodra iemand jou beskuldig van rasisme is dit 'n kriminele oortreding, so jy kan groot kak optel daardeur. Ja. So hierdie mense wat so aangaan hier op TikTok, jong, en hy het ook gesê, daar's 'n paar goed op sy tafel, of wat hy van weet,
hierdie volgende maand gaan baie interessant wees. So hier gaan definitief mense opgetel word. Ek dink een wat beslis opgetel gaan word is Derek. Ek dink Derek weet dit ook. Hy het in 'n live vroeër vandag of gister wat ek gesien het wat recorded was, het hy gesê. Toe praat hy met 'n girl, toe sê hy daarvan, ja, hy het ook gehoor daar gaan mense eerlik opgelaai word. Hy hoop nie dis hy nie. So ja, ons sal maar sien maar ek dink hy interessante ding wat hy optel is hoe hy sê ek is die polisie, die army soek my, ek kruip weg. Ek kan nou nie onthou wie dit is wat toe gesê het dit wat hy daar sê is presies die waarheid. Hulle soek hom. Hulle doen. Nou gee hy kan maar voor is, hy is hierdie macho man en ek sien nou Jean is nou so 'n kommunikasieskakel-offisier van die polisie en hulle bel hom om goed te doen. Daai moet fyn trap van tegnies. Baie tegnies fynlyn is daai ou besig om homself voor te doen as 'n polisiebeampte hier op TikTok. Wat 'n kriminele oortreding is waarvoor jy 5 jaar kan trap. Hy moet mooi trap. Ons weet van ons ou en julle saak. Hy was al skuldig bevind op hierdie voordoen as 'n polisiebeampte. Ja. En onthou dit is wat John doen. Hy gee voor. Hy sê in 'n live nou onlangs weer. Ek het al daai goeie gesê daar op my wall. Dan sê hy ook daarso. Maar hy werk eintlik saam met die polisie. Hy is deel van die polisie. Nee, jy is nie. Jy is hoogstens 'n informant van die polisie. Kom ek sê nou vir jou iets. Ek was betrokke met groot moorde hier in die baai. Nie ondersoek van dit nie, maar by tonele gewees in dit. Daar was hy polisman die buite by na wat sy vrou en 2 kindertjies met die AK geskiet het. Wat hy gesê het hulle was aangeval. Toe sit hy gewees. Ag ja, daar's so baie voorbeelde. Die kanse is 'n 0 minus 0 dat 'n brigadier iemand gaan bel in so 'n situasie. Hulle kry 'n goeie speurder met die hoogste rang, sal sê 'n luitenant-kolonel was wat het daai saak ondersoek, Christo van As. Inteendeel, hy was die voorsitter van my cricketklub. Ek was saam met hom op die toneel. Hy het die mense gebel. Nie 'n brigadier nie, maar hier kom hy, 'n brigadier bel hom oor 'n fucking interdik saak. Is die ding mal in sy kop? Oor 'n interdik saak, 'n harassment saak, ja. Potty, dan wil hy ons moet hom glo. Weet hy wat is 'n brigadier? Sy gappies, ek twyfel, want hy praat dan van luitenante in die polisie wat al jare nie meer bestaan nie. Ja. Weet jy dat 'n brigadier is eintlik, ons sê maar net brigadier, dis eintlik 'n brigadier-generaal. 'n Brigadier, ja, in die weermag. Is in die weermag noem hulle hom ook generaal, ja, in die polisie. Ja, dis 'n brigadier. Maar dieselfde ding. Dis 'n generaalstaf van die polisie. Ja. Ja, presies. Die ding is so fokke van die pad af en dan jy daai kappievissies wat hou in 'n varswater visstank is, as jy die kos ingooi, gaan hulle bekkie so open toe. Dis sy followers, hulle soos hy gappies followers. Hulle glo al die kak wat hy praat. Ja. Daai ou praat eenvoudig net nie een woord wat die waarheid is nie. Nie een nie. Nee, dit is waar, Potty. Ek het opgetel, dis hy's net soos Hannes Lottering. Maak nie saak wat hy sê nie, dis 'n leuen. Dis en hy glo homself, Potty. Hoor wat hy sê. Hulle glo Hannes glo homself ook as hy in hy dimensies ingaan. Dit is so. Korrek. Nee, dit is feite. Want kyk as hy nou weer vandag wat hy aangegaan met Marlies Lloyd se oor daai groot kak gemaak hoor. Oor haar seun en dan kom praat daar 'n seun later in een van die lives wat vat hy as seun en dan sê hy nee, maar dit was my stem. Dis ek wat daar gepraat. Ja. Ek wat gesê het hy sê oor Tierenskop. En hy 10 keer dieselfde storie vertel oor die 140 of 160 km/h is al wat hy het. Ek het my kar al van die klok af gery toe ek in die army was, man, 'n jong seun. Potty, ek het met die staat se karre gery. Ek het altyd vir my 'n Mazda gevat. Dit was toe nog 'n Mazda Etude as ek reg onthou, of vinnige Polo. Dan ry ek daai kar, ek het in Noord-Kaap gewerk. Ry ek daai kar flat out. Want onthou dis die staat wat vir die petrol betaal. Ja. Ag, ek het 'n staat se kar gery 200 km/h. So vinnig as 'n kar kon loop, so vinnig het ek die kar gery. Jy trap hom van die klok af, man. Jy trap hom af, Nant Santi. Dankie vir julle konstruktiewe geselskap. Ag, baie dankie Santi, is gaaf van jou.
Hugo bel die polisie. Goeie naam Skalkenpotte. Hallo Hugo. Ai, ouens. Waar is die ou nie moet vir ons hierdie comments dop hou. God, ek mis die helfte hierso. Ons is al daarom 23 mense. Nee, dit was 'n baie interessante gesprek wat ek en ou Jaffies hulle gehad het vanoggend. En ja, nee, jy kan maar verseker wees, hier kom groot drama hoor vir 'n paar ouens. Potty, die platform word 'n geruime tyd behoorlik dopgehou. Ek praat nie van Johan wat sê nee, iPad kom sit en kyk wat hier aangaan nie. Ek praat van dit word behoorlik deur misdaadintelligensie dopgehou. Want baie van die kriminele, ek en jy kan nou al reguit praat oor die goed. Baie van die kriminele in die regte wêreld het hulle self kom tuis maak op hierdie platform en hulle gebruik die platform om hulle kriminaliteit voort te sit. So dit was maar net 'n kwessie van tyd voor misdaadintelligensie hier sou opgedaag het. Kom ek sê vir jou nee. Derrick het nou die aand 'n security kode van hy kompleks uitgegee waar Dani bly op 'n live. Ja. Kom ek sien nou vir jou en ek sal my kop op 'n blok sit, ek waarborg jou. Die volgende dag of aand was daar skollies wat hy kode getraai het. Natuurlik. Ek sê dit nou vir jou en ek is oortuig daarvan ek is reg. Ja. Ons het dit hoeveel kere gekry wat mense hulle security codes vir die cleaners gee, vir hulle bediendes en goed nê. Moer toe, daai volgende dag breek hy kompleks. Korrek. En onthou, hierdie was die hek tot die kompleks. Dit was nie die hek tot Dani se huis. En daai goed is op skrif. Onthou net tussen hierdie Facebookers en ek sê dit nou reguit, ek is nie een nie, maar tussen hierdie Facebookers van hierdie content creators is informante ook. Nee, dit is 'n feit. Dit weet ons as 'n feit, ja. Ek weet dit is 'n feit. Hier's ten minste tweeetjies. En van die recording pages, moenie vir my sê daar's nie 'n rede hoekom die recording pages daar is. Net vir die lekkerte nie. Korrek. Van ek dag en nag op 'n ander ou se live sit om iets op my page te sit. Ag snert man. Dis reg. Dit is mos nou ek het nog gehoor wat ek wil sê en ek beweeg aan. Dis mos nou intelligence gathering wat plaasvind. Absoluut wat dit is. Jy maak recording absoluut wat dit is. Jy's reg Samson, hulle maak kak vir hulle self, maar dit gaan uitloop hoor. Dit gaan uitloop. Kom mense tap en share vir ons asseblief man. Ons het nog nie 'n topiekie, maar dit kom sommer. Here nou hier aanskalk ook so ek lok net op en nag ek begin praat. En hier kom 'n ou dametjie in wat ek so nou en dan in haar live so klim en sy sê sal ek omgee om haar boyfriend in te sit. Hy sit in Nederland, hy sing. Okay. Ek sê sit die ou in en hy kom toe hier in en hier daai ou sing vir ons 'n song. Ou Trouman was ook hier en ou Bin Laken het ingekom. Potty, ek was vinnig in jou live in gewees. Daai ou se naam is ek het Cowboy of iets van ja man, maar op die einde toe staan nou 'n vrou en nog 'n man wat sing in Nederland. Doet ons hier vir jou 'n Afrikaanse treffers in Nederland wat skrik vir niks. Hy was tot 'n ou van 'n platemaatskappy in Suid-Afrika in. My wêreld Potty. Ja, hy het mooi gehardloop. Nee, wat ek het gesien, ek het die aand toe kom scroll ek gou deur, ek skille so in die aand hier al die lives gaan sê ek net hallo. Marco is een Santi, Marco is een van die ouens gewees. Maar hy het daai ander ou wat so baie gesing het is blykbaar broers. Lyk my een is in Nederland en een is hier. Okay. Nee, dit was nou regtig 'n baie die een ou se naam is Brian Mustang, né? Nee? Brian Mustang, dis die een wat dit is so iets, ja. Ja, jy sê Santi, ja, Brian en Marco. Daai ou ken ek van Facebook af. Hy was al die jare was hy 'n Facebook maat van my gewees. Al die jare. Ja. Daai ouetjie. Nee, binne het nou toe sommer hulle gegryp ook. Hy gaan nou 'n ding reël op sy live. Maar dit lyk my binne is diep in hierdie of Johnny ou moet eintlik begin nou vergeet van ja, IGM Productions was ook hier in. Wow, Santi, jy's op datum nee, genade, jy moet inklim as jy wil hallo sê. Lyk my binne is nogal diep in die goed. Hy gaan nou 'n ding reël of hy is al 'n geruime tyd mee besig met sulke kunstenaars wat nou kom wat wil bietjie ligtyd kry om hulle te nooi na 'n groot kompetisie toe.
So, yes, dit lyk my ek het 'n ding afgeskop hierso en wat nogal mooi gaan eindig miskien op ander platforms. So ek kan nie hou om nie solank die ding net loop. Ja. So ja. Maar Potty nou teruggekom na Melbourne toe. Hoor jy enigiets verder van TikTok huis? Nee, hy doodgeloop. Ek sien ook nie meer van daai TikTok profiles nie en ek kyk hy het mos TikTok, hy's 1 tot TikTok, hy's 12 of iets gegaan. Nee, wat ek dink ek was reg daar met een van die moerse scams in Suid-Afrika. Nee, wat hy veral toe hy nou weer, want kyk, hy het eers begin, voor dit sou hy mos nou plase gekoop het vir diere en honde gered het, en alles gered het, en mense kon vakansies die honde soen toe gevat het, en selfs daar kom vakansie kry, en ag man, daai ding is, jy weet, hy kry 'n idee in sy kop, en samel hy sommer geld, en in die ou gappiekies gooi. Ja. Nee, die gappiekies gooi. Ons moet eers praat oor hom hierso. Want jy sien een van die sponsors. Ek gaan nou nie die ou se naam sê nie. Ek wil hom nou regtig nie hierso in 'n swak lig stel nie, maar een van sy sponsors is wat iemand vir my kom sê die ou se mechanic. Nou ek het niks teen mechanics nie, maar dit is geval van het hy nou regtig geld om die ou te sponsor of die ding te sponsor. Iemand anders vir my, nee, maar met al hierdie marakas wat hy gemaak het met die kankerding. Lyk my daai kankerding was eintlik maar die ding wat hom die doodskoot gegee het. Na die kankerding, hulle gaan nou praat. Dit was 'n lelike ding daai, ja. Ja, want hulle sê toe vir my, hulle gaan praat met die ou wat die mechanic is. En kom toe sien ek hy verskyn glad nie meer saam met foto's nie. So ek dink persoonlik, ek weet nie of dit so is nie, ek spekuleer. Ek dink daai het hom onttrek na die kankerding. Ja, man, kyk, ek het daai goed het wyd gehardloop op Facebook ook. Hier ek het gehardloop met daai video's. Maar kyk, ek dink nie as hy weet van Facebook in daai goedie, maar kyk nou hierdie. Maar hy het Ja. Hy het mos sy SA Crime fucking TV some channel ook. Ag jee, dis 'n ouer kanaal man met ek dink daar's 200. Ja, is een op TikTok ook. Ja, daar gaan niks aan nie. Die ou glo. Dis hoekom ek vir jou sê ek dink hy glo die leuns wat hy vir homself vertel. Hy dink hy's regtig 'n beriggewer. Hy glo hy's hierdie moerse crime reporter. Hy glo hy het 'n TV-kanaal waar hy crime uitsaai soos carte blanche. Dis wat dit aangaan. Nee, daai ou het ek het vir Mara gesê, hy het sy varkie verloor met al die oortjies daarby en soos Hannes Lotting is die perd ook by die hek uit, sommer moet hek en slot en al saam. Ja. Laat ek maar gou vir Morius volg. Maar John, ek weet jy luister hierso, want wat jy doen is jy gooi mos jy blokke op jou op sekere profiles. Dan net voor 'n live aanblok jy, dan luister jy na die live aanblok jy ou weer. So jy het my WhatsApp gekry nou daar op julle groepie. Kom klim in hierso, dan vertel jy ons van Dr. Potgieter en die selfmoord en die bedrog en al daai goed en wat julle op daai plaas aangevang het. Dit is algemene kennis. Hy kan vir ons van Dr. Potgieter kom vertel. Dit sal vir ons dit sal nogal 'n nice gesprekkie wees, laat ons 'n bietjie hoor, hoekom gaan trek jy lyke aan op 'n selfmoordtoneel, dat hulle mooi lyk as die polisie kom? Van wanneer werk dit so, luitenant? Wêreldpotty, gee 'n bietjie meer inligting van daai, vertel vir my meer. Ja, nee, dit is algemene kennis, toe die dokter vermoor is, of wel, nie vermoor nie, maar hy het mos nou 'n overdose geneem, en almal sê dis onmoontlik, en daai tipe van goed. Dus hy moes gebel, hy binne 5 of 10 minute daar by die ou wat op die plaas was, en toe trek hy die ou aan en maak hom skoon en goed, laat hy nie kaal is as die polisie daar kom nie. Toe kry hulle nou 'n netjie se ou wat daar lê, maar ons weet van die orgies ook op hy plaas, dis hoekom die ou natuurlik kaal was. Kom Jean Melvin, kom. Julle sê mos kom pad toe. Jy slaan vanaand hard my maat. Ja, kom pad toe. Ek moet eintlik die goed vir julle ook stuur wat ek gekry het in die Kaap uit. Ek het alles van Dr. Potgieter. Het jy daai ook gekry? Nee. Ja. Kom pad toe, Mr. Melvin. Kom sommer fucking hier waar jy die grondpad ook as jy nie transport het nie, want jy het nie 'n karrie.
Ja, hy ry mos met so op double cab bakkie, maar die mense sê ook vir my dis 'n geleende voertuig. Hy leen hom by Ja, jy moet asseblief net nie 'n Uber vat nie, want dan kom jy nie verder as die parking area nie. Ja. Maar Potty, ag kyk toe wat se nonsens het hy nou hierdie week weer vertel. Hy hardloop nou rond met hierdie vreeslike dossier wat hy nou teen Christian van der Merwe dossier en die dossier. En hier gaan Hannes Lottering in sy eie stupidity en hy gaan wys vir ons 'n foto. Hy plaas nou die dossier wat Jano het. Dis 'n hofleier van 'n harassment court saak. Dis nie 'n polisie dossier. Tammy, is interessant wat jy nou hier sê. Dis vir my 'n red flag dat John Melvin se foon vol is van kinders se mes. Het jy gesien hoe Marlies en Rihanna hom uitgevang? Skalk, hy plaas 'n foto wat Marlies se seun vir hom gestuur het van onderdele van 'n man, 'n seun. Die WhatsApp. Ja. Kyk wat het jou seun vir my gestuur, man. Toe's Rihanna, dit lyk my is fucking oopkop met die goed. Sy klik onmiddellik, sy check. Sy sê, maar daai is nie 'n WhatsApp nie. Kyk daai foto, maar hy hou nou die peester toe natuurlik. Ja. Maar jy kan sien is onderdele. Sy sê kyk, daai ding lê op sy foon in 'n directory. Dis nie 'n WhatsApp message, want onder kan jy sien daar's nog 'n klomp fotootjies soos in 'n directory op 'n foon as jy images kyk. Korrek. Daai ding is fucking siek in sy kop. Ek sê mos vir die mense moenie oor en weer moet hom in stry en beklei nie. Maak hom net bekend dat mense as 'n God asseblief net hulle kinders van daai ou weghou. Ja, want Potty, dis presies waar wat jy nou sê. Ek het ook geluister toe, want iemand kom sê nogal vir my gaan luister 'n bietjie in daarso by Rihanna. Dis presies wat gebeur het. En toe kry hulle die seun wat nou na bewering die ding sou gestuur het. Hy sê nee, ek het eers jou se telefoonnommer nie. En waar sal hy nou sulke goed vir Johan stuur? Hoekom sal hy sulke goed vir Johan stuur? Jy verstaan? Maar Johan plaas sy hand oorspeel, want hy het in mekaar geraak met wie goed vir hom gestuur het. Sy. Nou Potty is die ding. En Johan weet dit miskien nie. Die blote besit van pornografiese beelde of videomateriaal van 'n ooglopend minderjarige persoon is 'n kriminele oortreding. Jy mag dit nie op jou telefoon hê nie. Jy mag dit nie in jou besit hê nie. Jy mag nie. As dit moontlik 'n minderjarige persoon is, mag jy dit hê nie. Jy mag in elk geval nie die rondstuur nie, want dis publisering van pornografiese materiaal. Maar nou is die vraag, hoe het hy dan in besit daarvan gekom? Dis nou is ons terug by Hannes Lottering. Ek wil dit nou net gesê, dieselfde ding het met Hannes Lottering gebeur. Ja. Selfde ding het met hom gebeur. En kyk wie's maatjies. Maar natuurlik. Dan praat hulle lelik agteraf. Is hulle nou besig om nou hierdie groot konspirasie aan mekaar te sit? Ek en Wes Roo was nou al sommer saam met die NPA besig om dossiere te laat wegraak, né? Ja, sê. Wat jy nou al die storie gehoor? Jy het mos nou al die storie gehoor. Dis hierdie replay van die storie van Hannes Lottering. Oor en oor. Hallo Oumi, welkom, hier kom binne. Tap en share vir ons asseblief. Hulle is reg. Dit is soos déjà vu. Johan Melvin is 'n déjà vu van al die goed wat ons al die jare met Hannes Lottering beleef het. Hierdie ding van hy gaan nou gearresteer word en dan gaan iemand hom in die tronk kom doodmaak. Dis Hannes Lottering se storie, né? Absoluut. Hierdie ding van Skalk werk nou saam met die polisiemanne en saam met die NPA en saam met die regbank. Ons is nou besig om hierdie moerse konspirasie teen hom te bou. Dis Hannes Lottering se stories. Dit is soos dit is voor my. Ja. Maar ek en Jaffies praat ook so. Jean is getrein in hierdie goed hoor. Hierdie wat hy nou hierdie ding moet maar release ook nee. Nou sê jou kinders is betrokke met dit en hulle doen dit en wag, hierso oproep. Okay, die brigadier het my gou gebel of die prokureur het my nou gebel. Ek is op padstasie toe, ek trek net 'n baadjie aan. Daai is niks anders as intimidasie nie. Hier sit Amram Marlies, hier kom Docket teen my. Sy gaan nie 'n saak maak teen hom nie. En verder sê hy net wat hy wil. Dis alles intimidasie en die mense val daarvoor. Dis soos die gebruik van Mike Bolley se naam. Ek sal vir jou die actual voice note aanstuur, want daar is toe 'n navraag gerig na Bolley toe. Bolley, hoekom is dit dat Johan sê, julle twee werk saam, en hy bel jou gereeld, en hy het hierdie ding nou aan jou gaan verklaar, en daai ding het hy aan
En Bolhuis se voice note kom terug en dan sê Bolhuis hy reageer nie eens meer oor die goed nie. Hy sê in daai voice note, en ek moet die voice note speel, my telefoon lê net aan die ander kant. Hallo Timmy, hallo Renay. Maar die Hallo Mariska, ek sien jy's ook hierso. Kom, vertel ons hierso wat jy vir ons gaan is in die nuus sit daarso. Maar die lank en die kort is dat Bolhuis distansieer hom. Hy sê prontuit in hy voice note, ek het niks met hierdie ou te doen nie. Maar ons weet my naam maar ek reageer nie eers meer daarop nie, sê hy. Dis wat Bolhuis. Met ander woorde, as hy Bolhuis se naam openbloot misbruik, dan misbruik hy mos nou die polisie se naam ook. En hier's die probleem wat hy nie besef nie. As hy sê 'n brigadier is op 'n konstante basis met hom in kontak, dan wie is die brigadier? Dan wil ek as 'n lid van die publiek wil weet, wie is die brigadier wat met 'n ooglopende kriminele persoon op 'n daaglikse basis kontak? Nee. Skalk moet daai saak van Christian. Jesus, maar hoor jy, hulle het hom daar maar gescam of for fuck's sakes. Maar anyway, daardie Landros hom aan sommer gebel. 'n Landros bel hom oor 'n interdik saak. Maar Potty, die toe hy dit sê en dan noem hy die Landros se naam en dan ek het my amper nat gepis hierso. Het my al meer as een keer gehelp om mense skuldig te kry. Nou ek het die Landros gevat en daar's ek gaan dit sê. Daar's reeds 'n skrywe op pad na die regterskommissie toe. Ek wil weet of hierdie Landros actually kontak met 'n party in 'n saak gemaak het. En dan hoe het hy hierdie persoon gehelp om mense skuldig te bevind? Wat beteken absoluut. As ek sê 'n Landros het my gehelp om mense te laat skuldig bevind, dan was daar mos foul play. Daar was mos foul spel. Nee, dit is so absoluut. Maar Johan is so fucking onnosel. Skus oor die F-bom. Hy is so fucking onnosel. Hy sit en praat hierdie goed om mense te intimideer, maar hy weet nie, hy inkrimineer homself met elke ding wat hy sê nie. Jy weet, ek weet nie hoe dink hierdie ouens hier, want hy kan 'n interdik kry teen enige ou in hierdie land, nee. Skalk, ek sê vir jou, nee, hy moet 'n interdik teen my kry. Ek gaan hy interdik teen staan sonder om hof toe te gaan. Ja, ek gaan net vir daai klerk van daai hof 'n paar van sy voice notes, sy live stuur. Dis al wat ek gaan doen. Ja. Potty, ek dis al. Dieselfde met Abby ook. Ek wil hê. Hoekom dink jy dat Abby ons nog nie hof toe te gevat het? Korrek. Ek wil hê Johan moet by hof toe vat. Want ek soebat al dat ek op sy lysie kom, maar kom nie daar nie. Korrek. En ek wil hê inteendeel, ek wil hê hy moet my Hooggeregshof toe vat. Ek wil hê hy moet probeer om 'n gek order te hê in die Hooggeregshof, want ek wil 'n regter die goed laat luister wat hierdie man oor die reg pleeg in Suid-Afrika. Ek wil hê 'n regter moet hoor. Hy sê 'n brigadier bel hom en 'n Landros bel hom om mense te laat skuldig bevind. Ek wil hê 'n regter moet dit hoor, want dan gaan die kakspad. Nee, daai hof, hy aanklaer sal sê, Here asseblief Potgieter, hou net op, jy fucking flat my e-mail, ek het genoeg, dankie. Hy moet kom, hy moet laat hy briefies kom, en hy moet nie dink hy gaan 'n prokureurtjie kry om vir my 'n brief te stuur, want 'n prokureursbrief is fokol. Hy tel niks, net 'n hof kan 'n beslissing maak. Goeienaand, Ignas. Hallo almal, ek kyk ook nou nie, hier's miskien mense wat wil inklim, ek sien nie eersie. Of kyk ou die ou nie daar. Ek sien Leon lê slaap hier so in my arm. Sy's moeg. Genade, sy man. Wag, laat ek die komputer se chat aansit, dan kan ek daar kyk. Ja. Wat die mense sê. Samson sê hy's nie op TikTok. Ja, dit maak seer. Die ding is Samson, dit gaan nie oor die seer maak nie. Dit gaan verder as seer maak, want as hulle nie jou kan as hulle nie Potty kan aanvat nie, dan brei hulle uit na sy kinders toe. En waar maak dit 'n ou die seerste is by jou kinders? En ek het vanoggend gesê toe Japfies was ook hier, en toe sê ek hierdie Jean Melvin en inteendeel ek het gevra, waar's die manne op TikTok? Here, is hier nie meer opregte manne wat daai ou by 'n kroeg raakloop nê en hom in 'n hospitaal in bliksem nie, want die polisie doen niks. Is daar nie meer manne wat opstaan vir vroue regte en vir vrouens in hierdie land nie. Maar dan nou weer, skalk jy nie vir kolonel Tolly Vredenburg, ek ken hom. Ek kan nie sê persoonlik nie, ek dink ek het al die naam gehoor, maar nee, ek kan nie sê persoonlik nie. Maar ken jy? Hy was betrokke met hierdie regses ou.
Inteendeel, hy het die boeremagsaak gedoen, hy het daai ouens skuldig gekry, maar hy was ook betrokke met verklaringe van nou Leon Peacock hulle. Ja. Ek is 'n Was ek nogal- is 'n regse, dis hoekom ek sê ek ken sy naam. Ek is 'n voormalige regse weet van hom, maar nee, ek ken hom nie persoonlik nie. Cotton Candy, hoekom vra jy so vrae dat jy nou aan hom gedink het? Dis 'n groot man hy gewees, joh. Hy sê familie van hy of sy sê familie van my. Okay. Skalk en jy? O, familie van, okay. O, is kom familie van haar. Ja, ek weet, hy het mos so snaakse stem. Mooi stem. Ek smal oor jou stories, jy moet meer goed vertel. Renay, kom ons doen dit môre deur die dag. Ek weet jy werk nie deur die dag of nie, of môre aan, dan gaan ek 'n paar sakboekies uitkry. Ek beloof nou al so baie en ek kom nie daarby uit. Ek drop julle sorry vir dit. En Ella luister ons hierso wat hierdie mense doen en sy's presies reg, dis teksboek. So hierdie mense het en ons het deur die jare dit op Facebook met daai haatgroep gesien. Dit is 'n teksboek wat hulle volg. Hulle volg 'n skrip. Hulle gaan van een na die volgende, na die volgende, na die volgende. En Potty, is dit nie vir jou opmerklik nie, dat al die goed wat ons beleef het deur die jare met die haatgroep op Facebook is presies dieselfde goed. Dieselfde goed. So moenie vir my sê, dis maar net per ongeluk dat mense so is nie. Dit is teksboek. Ek sê nou vir Ja, nee, dit is. hulle word geleer hoe om disinformasie en dis deel van 'n counterintelligence ops wat hier gehardloop word. Ek sê dit nou vir jou. Ek dink nie hulle weet dit self nie. Ek dink nie hulle besef hulle word misbruik en gebruik daarvoor nie. Maar die plannetjies, ek sê nou vir jou, die plannetjies word vir hulle voorgesê van gaan doen dit op hierdie manier, gaan doen dit op daardie manier en dan doen hulle dit. Dan doen hulle dit. Shaymer en hy, ek beloof jou nou, môre aand, so 6:30 se kant, net vir jou en hou ons 'n live net oor storieetjies. Ou Skalk kan vir ons vertel wat se snaakse saak het hy in 'n hof gekry, hulle en daai tipe van. Ons moet dit doen. Dis actually 'n goeie Ons môre aan. Ja, dit Môre aan. baie jare terug wat ek in die strafreg was en dan intussen tyd in die CCMA, want daar's nog meer, hoe wil ek nou amper sê, lagwekkende goed wat daar gebeur en interessante goed. So ja, nee, ek sal dit beslis doen, ja. Ja, ek dink ons doen dit môre aand. Ek sal ook. Ja, ek dink, yes, Mariski, jy moet kom klim in môre aand of sommer vanaand ook as jy wil. Dan vertel jy 'n bietjie vir ons van ou Cecilia hulle. Ja, daai was natuurlik haar groot saak, maar ek is doodseker. Ja. Nou goed ook wat intussen tyd en voor dit en na dit gebeur het, ja. Interessant, Mariska, wat gebeur in die week. Jy sal nou onthou van jy sal onthou van 'n ding wat jy van my geskryf het. Dit het gegaan oor die conspiracy to commit murder saak in 2023. Daai berig onlangs internasionaal weer. Die mense weer gaan versprei en sê, o, kyk wat is geskryf van Skalk in 2023. Dat iemand eerlik vir my bel en sê, maar weet jy wie's hierdie Mariska? Ek sê natuurlik ek weet wie's Mariska. Weet jy wie die joernalis? Ja, as jy hierdie meisiekind hoor, dan begin sy te lag nog voor jy iets gesê het. Luister hier. Ek wou julle net bietjie kom terg het, né? Skalk. Nee, Jy man. weet mos ek is 'n kakjoernalis, jy weet mos, né? Ja, jy skryf oor dreinpype, ja. Luister hier, moenie joke nie. Ek was maandag by Vlakplaas, okay? Het 'n lekker fly on the wall storie gedoen, soos regtig full page 'n feature, maar dis nie wat ek julle wil kom vertel nie. Potties, hoor jy my hartjie hierso? Ek gaan net luister as jy hierdie live nou share. Nee, wag eers. Ek besig om skoon te maak hierso, hangtak, ek wil nou share. Okay, gooi hom. Okay. Wat wil jy my vertel? Okay, ek wil julle net vertel en ek gaan nou brag. Ek is 'n kakjoernalis. Ek is die enigste joernalis wat al die kreërs of moordenaars ontmoet het. Kablamo. Okay? Nee. En ek weet julle wat, terwyl ek my navorsing doen oor die Biker War, ek's besig met Louis, het ek 2 moordenaars oortuig om my te sien. Ek het vir Cecilia Stein gaan sien en vir Zak Valentine. How about you take that and smoke that? Dis nie bad vir 'n kakjoernalis nie. Ja. En jy's die enigste een wat actually tot by Louis gekom het. Jy was binne in die leeukuil gewees. Ja, binne nogal afgevlieg na hom toe. Ja, die ander ouens het van buite af geskryf. Johanna het van buite af geskryf en ander Jana maar jy was actually in die binnekring. Jy weet,
Jy weet waarskynlik meer van Louis as enigiemand anders, so, ja. Ja, maar Ja. skop, weet jy wat gebeur baie met my, nê? Is ek voel ek doen soveel intens en high profile goeters, nê, dat my kop partykeer soos voel of ek information overload het. Jy weet veral verlede maand. Ek sweer, ek dink in iets soos 3 weke. Die een week was dit Louis, die volgende week was dit Cecilia, toe was dit Zak. En onthou, as jy by die tronk gaan kuier, jy kan nie notaboekies vat of wat nie. Ek bedoel, jy film ons in die papiertjie in 'n family friend. So dan met die family friend al die flippin stories onthou. Ja. Maar nee, ek sal love om so met julle te chat. Weet jy wat die ding is, nee, Skalk, jy het nou so praat van die, ek so kak, ek skryf dit oor die waterpype. Ek het al die mees interessantste stories gedoen, nee, Potty, ek het onsself die Springs Monster ontmoet. So, dit is, en weet jy wat die ander ding waarna ek ook gedink het is, jy weet, Jean het gesê, hy het so baie goeders vir my gesê, en ek het in my laaste video gesê, ek is nou klaar om vir hom te reply. Maar, weet jy wat, nee, ek dink, jy weet, baie mense voel jaloers, dat once in a lifetime you get someone that is just naturally good at what they do. Verstaan, jy weet, hulle sê, ek is nie opgelou wat ook al nie. Toe ek by Caxton begin het 14 jaar terug, okay? Ek het in-house training van all sorts, verstaan julle? Soos, toe ek begin het by die koerante destyds, toe was daar nog nie eens websites nie. Ek was deel van die span wat toe hulle begin 'n website create. Ek was deel van die spanne wat oorgegaan het digital toe. Selfs by die koerant waar ek nou werk, jy weet, op 'n stadium het hulle gesê, okay, nou fokus julle meer op webstories, breaking news, as wat jy 'n lang en diepe ding skryf. So, ek dink nie mense moet gevoel word deur sy groot woordjies dat hy so de mekaar saam koek nie, want as jy nou die sinne gaan neersit, dan maak dit nie baie sin nie, julle hoor wat ek sê. Maar, ek dink, en ek wil nie my eie beel blaas nie, maar ek kry pretty amazing goedjies reg op 'n random Dinsdag. Verstaan julle wat ek sê? Ja, nee, maar Mariska, onthou, ons praat van 'n nobody from Nothingville wat iets probeer wees op social media versus 'n regte joernalis wat al boeke gepubliseer het, wat al vir die groot publikasies van die land geskryf het, wat al vir die groot koerante gewerk het. Daar is mos nou nie 'n vergelyk nie, en jy ken vir my, ek is baie keer baie ongeskik met mense, so as ek gedink het, jy wat Mariska is nie goed in wat jy doen nie, jy sou het lankal geweet het, ek sou jou lankal gaan vloor het. Maar daar is nie 'n vergelyk tussen jou en Johan nie. So hoekom het Johan hierdie moerse obsessie met jou? Waar kom dit vandaan? Weet ons. En dis wat ek ook probeer uitvind, jy weet, en dis wat ek probeer sê is jy weet, dit raak nou half obsessie, of ek weet nie of dit jaloesie is nie, jy weet, in my kop voel ek net, nee, kom ons sê, ek kyk nou op my ys, dom voorbeeld, en ek dink die deelnemers irriteer my. Dan gaan ek nie op my ys kyk nie. Ek gaan dit blok, ek gaan dit skiep, ek gaan eerder 7de laan kyk. So dit is my eerste ding is, en jy weet, op 'n stadium jy weet, daar was my gesê, jy het ek wou nie in hierdie live klim nie, want ek het tot 7 uur vanaand gehad, om aan hom te bewys dat daar nie 'n biker war is nie. Jy weet, en ek het soveel goeders. My fok. Ja, dit is nou waar. Moet jy nou aan hom, wat 'n nobody from Nothingville is, moet jy nou, hom en sy vriendin, hom en sy beste vriendin. Maar ek het nou maar my videoetjie uitgesit en ek bly daarby, maar weet jy wat, Skalk, mense besef nie net dat journalistiek en stories is baie meer as net jy bel iemand en bam, daar het jy 'n storie. Jy weet, vandag toe het ek daar in Pretoria toe march hulle die post office workers, né? So, jy weet, ek kom daar aan, daar is meer as 1000 marchers, hulle loop, op 'n stadium, julle kan my video's gaan kyk, loop ek in die middel van die crowd, en die ding is, weet jy wat, daai vat jare se experience, dit vat jare se experience om te leer wat vir wat se mense saak maak. Ietsie doms is, toe ek in die straat loop, ons loop letterlik in die straat, die traffic kom tot 'n stilstand, daar is police nyalas wat saam met die marchers stap. Toe vra ek myself die vraag af, dit is so maklik om te sê, Mariska is 'n kakjoernalis. Toe dog ek wil een van hulle op 'n random dag vra,
Hoorie, weet jy waarvoor staan Kusatu? Weet jy waarvoor staan Nomsa? Weet jy wie om te kontak as jy by Vlakplaas was, nê? En jy sien hulle steel koperkabels. Weet jy wat se departement jy kontak? Weet jy waar jy begin? You know what I mean? Dis so vinnig om te sê, sy kan nie skryf nie, of sy weet nie als van 'n TikTok storie nie. Maar skuld, jy weet, dis baie meer as dit. Jy weet, dit is, ek moet weet presies wie om waar te kontak vir wat se soorte storie. En mens leer nie die goeters oornag nie. Ja, Dit is maar is iets anders. Is ietsie anders. Hulle vergeet dat jy is 'n regte joernalis. Ek weet nie presies waar hy geregistreer is en hoe mense nou 'n distinction kan maak. Hierdie persoon is nou 'n professionele joernalis versus 'n ou wat sommer net sit en goedjies. Ek het 'n regte preskaart. Jy het 'n preskaart. So met jy val onder die jurisdiksie van die ombudsman vir die joernalis, maar ek weet nou nie presies wat mense hom noem nie. Met ander woorde, as jy iets sou skryf wat jy nie later kan staaf nie, kan jy in baie serieus probleme kom en die publikasie vir wie jy skryf, die koerant vir wie jy geskryf het, kan selfs nog groter probleme op die hals haal. Nou, okay. En ek daag almal uit, gaan soek of Mariska al ooit oor die kolle gehaal is deur die ombudsman. Ek kan nie onthou nie. Ek weet nie van 'n saak waar jy al deur die ombudsman oor die kolle gehaal is nie. So met ander woorde, dit wat jy skryf, wat baie keer moerse kontroversieel is, dit kan gestaaf word, want anders sou iemand jou lankal of toe gesleep het, daar sou lank al 'n ombudsman arbitrasie teen jou gegaan het. What it didn't happen. Ek het al 2 gewen, Skalk. Ek het al 2 gewen. En weet jy die ander ding, jy het net nou ietsie gesê van 'n prokureursbrief, of een van julle het sê 'n prokureursbrief, maak julle nie bang nie. Weet jy wat sal ek nooit vergeet nie? Kom ons sê so 10 jaar terug, nê? Ek dink dit was nog die Kreersdorp nuus op die Roodepoort rekord. Jy sal hierdie naam ook ken. Skryf ek eendag oor 'n charity wat hulle sê mense scam, né? En ek doen my huiswerk, ek skryf die storie. En die volgende, kos jy 'n paar dae te land daar 'n briefie van die ene Klinkenberg. Onthou jy Klinkenberg? Ek ken hy vir my baie goed, ja. Ja. Jy weet wat nou die tipiese brief van, jy stop, wara. Long story short, op 'n stadium toe was Klinkenberg mos geassassinate of wat ook al, onthou jy dit? En op die einde van die dag toe kom het uit dat ek reg was en die charity was besig om die mense te scam. So, ek dink 'n wanpersepsie wat mense baie keer het, nê, is dat jy dink, kom ons sê, stuur nou vir 'n joernalis 'n prokureursbrief. Die joernalis is nie noodwendig verkeerd nie. Die mense moet onthou dat mense gebruik prokureursbriewe om mense te probeer stil maak, die waarheid te stop en verstaan, so, en dis die ander ding, Skalk, I've been around even on a merry-go-round, okay? Ek het al, wie weet by huisgenoot, baie mense laat om my te spot en. Ek dink as ek nie gefire was oor Leroe nie, het ek seker nog steeds daar gewerk. Maar Skalk, ek het daar gewerk, dan kry ek 'n exclusive in Mauritius. Toe was ek nog nie eers toe is my probation nog nie eers klaar nie. Hulle kon my nie stuur nie, want ek was nog nie vas aangestel nie. Ek het by 'n huisgenoot gewerk, dan vind ek 'n man wat in 'n township bly in KwaZulu-Natal wat nie 'n selfoon het nie. So, jy weet, journalistiek is baie meer as net jy kan ietsiekie skryf. En laasweek toe dreig John, hy gaan nou sy eie artikel oor my skryf. En toe sê hy, die mense met die lelikste foto van my kry vir die storie. Maar kom ons kan ons om net gou journalistiek 101 leer. As jy oor iemand skryf, moet jy hulle vra vir comment, anders kan ons jou aankla by die ombudsman as jy 'n regte joernalis is, of jy kan gesoe word. En wat hy nie besef nie, as hy nou die lelikste foto van jou gaan opsit en hy gaan die lelikste goed van jou skryf, het hy dadelik nie meer integriteit as 'n joernalis nie. Hy is nie joernalis nie, maar sou hy een gewees het. En sy geloofwaardigheid is net so moer toe. Want jy is veronderstel om dan juis vir die publiek daar buite die oordeel te laat. Jy bring mos juis net die storie en die mense daar buite maak hulle mening daarop. Jy kan nie gaan lelike foto's van mense plaas nie. En dis waar die haatgroep so geval het met my en Leonie so goed. Waar mense het vir my begin kontak en gesê, ons sit op 'n haatgroep van jou, maar ons het agtergekom, hierdie mense is net daar om vals inligting van julle te versprei. En hulle sou so effektief gewees het, as hulle bloot net feite neergesit het, dit vir mense gelos het om self 'n oordeel daar te maak. Maar dis wat Johan sê, hulle probeer swart smeer,
en dis nie journalistiek nie, dis nie eers, ek wil amper sê behoorlike bewusmaking van mense nie, want as jy swart smeer, dan is daar baie mense, die publiek is nie dom nie, baie mense wat sê, ag nee, ons het hierdie al baie keer gehoor, ons stap weg, dis duidelik wat hier nie gebeur is. Ek het nog nooit in my lewe, nee, selfs 'n persoon oor wie ek 'n storie geskryf het, selfs net sy iemand wat ek nie eers, kom ons sê, ek skryf 'n storie en ek hou nie van die moordenaar of wat, ek nog nooit iemand aangeval op hulle voorkoms nie. Dis nie hoe dit werk nie, verstaan jy? Ek het nog nooit, en dit is ook 'n ander ding wat vir my verskriklik interessant is Skalk, en ek wens die mense kan net 'n bietjie deur dit sien. Ek vra 'n vraag oor 'n storie, of ek vra, hoorie, ek het die gehoor, of dan kom hulle, en dan val hulle my aan, so hulle kan my nie antwoorde gee nie. Hulle antwoorde is, ek het 'n slegte vel, ek hoor nou, ek wat sponsors het van Fake Dubai Perfumes, ek hoor nou ek stink, you know, en so dit is ook vir my verskriklik interessant, want weet waar nie wêreld, Skalk, nee, weet jy waar dink ek baie keer, nee, as ek so luister na hierdie TikTokkers wat so uitfok op my elke keer, weet julle hoeveel keer het ek al 'n storie geskryf waar die ANC nie goed lyk nie, of die DA lyk nie goed nie, of ek gaan nou sommer iets neem, kom ons sê die polisie het kak aan verjaag. Nog nooit in my lewe het daai mense gekom en my gedreig, of my kom sleg sê, of verstaan jy wat ek sê, so, dit is net my baie vreemd hoe hulle dink, jy weet op die platform dit is okay, maar die regte lewe sien mens nie hierdie goed nie. Verstaan jy, het jy dit al gesien, jy deel ook met die regte lewe? Daai artikel wat jy van my geskryf het, van my en Leonie, dis in 2023, ek het letterlik daarvan vergeet. Ek hoor, jy dit nou sê, jy dink ek hoor fok, wat het ek geskryf nou weer? Vir die Citizen, ek dink, ja, dit was vir die Citizen wat jy in Engels geskryf het. Skryf altyd in Engels. Ja, want jy sien, die ding het nou selfs internasionaal gaan draai, dat mense my dan sê, maar hoorie, dis wat ek vir jou sê, maar weet jy wie is hierdie journalist? Sê ek, ja, ek ken nou baie goed. Maar verstaan jy, ek kon seker nou daai tyd in jou moerse uitgevaar het, en maar ek het nie, want as jy die artikel gaan lees, jy begin deur te sê waarvan die klagtes is, jy gaan sê daarso wat beweer word teen ons, en dan stel jy ons kant, en ek kan nie eens onthou dat ek ooit 'n onderhoud met jou gevoer het, met ander woorde, jy het uit dit wat jy in elk geval kon wys word, het jy in elk geval ons kant ook gestel en gesê, maar hoorie, hier is nou die een kant, hier is nou die ander kant, julle van die publiek is nou maar self sien wat hier aangaan. Maar ek stem saam met jou. Hier's die interessante ding. Die oomblik as jy 'n joernalis begin aanval, en ek dink Louis het die grootste fout van sy lewe gemaak om Rapport sy groot vyand te maak. Hulle skryf jou dood. En dis wat hierdie ouens wat nou so teen jou gaan, hulle besef dit nie. Jy het die vermoë om hierdie mense dood te skryf. Laat net as mense oor 20 jaar van nou of 10 jaar van nou gaan sit in Google, dan kry hulle net die negatiewe wat Mariska as geskryf het. En hulle besef nie hoeveel skade jy vir hulle kan maak nie. Ja, maar weet jy wat 'n ander ding, Skalk? Weet jy waar, ek sê altyd vir mense, ek sê soos die ander joernaliste nie, en weet jy, wat bedoel ek daarmee, nee? Toe daar 'n storie oor my in die Rapport geskryf was, nee, het hulle my nie gevra vir comment nie. En die storie is net geprint, en toe gaan ek ombudsman toe en sê, hey julle, dis nie fair nie, want ek ken die reëls, jy moet vra vir comment en. Ja. En ek kon bewys het, dat, hulle my glad nie gekontak het nie. Toe, wat hulle moes doen het, hulle moes 'n apology skryf, en toe moes hulle my presies dieselfde spasie gegee het om my kant te vertel. You know? Maar dit is nie net, weet jy wat, net dis hoekom ek dink, ek het reg gekry om hierdie exclusive interviews te kry van mense wat gewoonlik kom ons sê die underdoggers, nee, want ek het toe ek deur al daai goeters gaan, nee, het ek beleef wat mense sê wanneer hulle sê hulle haat die media. You know, ek het rarig soos daai gevoel gehad. So een van my missions in die lewe is ek maak nie mense ooit so voel nie. En jy weet, en dit is baie keer, weet jy wat, nee, baie keer is dit moeilik. Baie keer moet ek mense moeilike vrae vra. Jy weet, en vra wat jy hulle nie wil vra nie, of, jy weet, maar it is fair. So, dit is baie maklik om, jy weet, te sê, ag,
jy weet, hierdie joernalis. Skulk, ek het in hierdie laaste week, nee, byvoorbeeld, ek gaan jy net 'n dom voorbeeld gee. Nou, ek is nou 'n joernalis wat niks weet nie. Ek het 'n feature oor Vlakplaas geskryf. Ek het 'n storie oor Oranje geskryf, nee, nou is almal weer te moed vir Piet Kroukamp. En toe skryf ek 'n storie oor die McClungla Commission. Dis die ander ding. So as Joan soveel kennis het, ingelig is, né? Dan sal ek like om by hom 'n summary te kry van wat het kom ons sê die laaste maand by die McClungla Commission gebeur. Ja. Never mind, ek sal hom vergewe as hy nie die name ken nie. Maar kom teken gou vir ons ietsie wat hier aangaan. Want verstaan jy, dit is wat my kwaad maak. Maar dis ek kan nou vir jou sê, hy weet nie eers dat daar op hierdie stadium 'n kommissie van ondersoek na die polisie is nie. Ek kan nou vir jou sê. Maar Dink jy weet dat die polisieminister op suspension is en dat nou acting een is? Nee. Maar verstaan jy, ek is nou, en dit is wat my so upset is weet jy wat, nee? As julle nie vir my hou nie, blok my. As julle nie saamstem nie, skiep. Maar om die hele tyd met my te gara, en Skuld, jy het net nou gevra oor wanneer kan iemand, wanneer gaan nou 'n man wees wat hier kan opstaan? Ek vra myself daai vraag al vir 2 jaar. Ja, dit gebeur net. Ek het al gesit en dink aan sake, nee, dan sit en dink, ek sal maklik 'n saak kan oopmaak en wen, want ek sit in my werk, dan hou hulle lives, waar hulle my probeer defame, waar hulle my afbreek, alles, jy weet al die mooi woordjies. En dan sien dink ek myself, Skop, gaan ek my tyd en energie vat, nee, om iemand te gaan aanvat, en dan gaan die saak wen, want ek weet ek sal wen. Of, gaan ek daai energie vat en invest in ietsie wat ek nog 'n dokumentêr op Showmax kan skryf. Nee, maar dis presies reg. Nog 'n boek skryf, verstaan jy? So, dit is eintlik hoekom ek hom los. En ek voel ook net soos die ander ding is ek voel baie keer hulle wil hê ek moet oor hulle skryf, nee, soos hulle sal tot die ekstreem gaan, maar ek gaan nie Skuld. Dit gaan daaroor. Ja, jy moet onthou hierdie TikTokkers leef op negatiewe kommentaar en negatiewe artikels hoor. Dis hulle lewe. Negatiewe aandag. Dankie Corrie. Jy sê presies reg. Jy som dit eintlik reg op. Hierdie mense wil hê jy moet oor hulle skryf. Absoluut. En jy moet sleg skryf oor hulle. Ja. So want dit laat mense hulle name opsoek en daar kry hulle viewers. Ja. Weet jy wat, nee, ons gaan terugbels na Louis toe. Julle, sorry ons chat nou so lekker, maar hoor ge my hart. Voor jy na Louis toe gaan, Mariska, ek wil jou net gou vra, het jy al in Gert van Rooyen se goed gekrap? Ek het nou die dag aan ghost hunting doen by Gert van Rooyen se huis. Al vir die maar daar's niks daar nie. Wat het jy daar gaan soek as ek mag vra? Moeilikheid. ek dink ook so, want 'n kind gaan jy nie kry nie, want daar was nooit een van daai kinders in sy huis gewees nie. Jo, kyk, daar's sulke ouetjies wat die paranormal masjienkies het en toestelle. Ja, so dit was my property gaan speel, maar ja, daai storie, weet jy wat, daai het gebeur nog voordat ek gebore is, Potty. Nee, maar Mariska, jy moet met my praat. Jy kan 'n lekker artikel of ons kan 'n lekker live hou oor dit. Het jy geweet Gert van Rooyen was nooit 'n verdagte nie. In enige kind se ontvoering nie. Hy was nooit, en dit gaan ek vir jou bewys uit beëdigde verklaringe van die polisiemanne. Jy dit sê dit tog ek moet hierdie goed gaan double check. Ek dink hoor nie ek sal dit vir jou stuur. Renay, jy vra nou hoekom? Ek gaan self die polisie vra. Gert van Rooyen hulle het 'n dag na hulle doodgeskiet is op hy brug. Ja. Toe gaan slaan die polisie sy huis. Of gaan doen hulle sy huis. Toe het hulle kamma prefek balkie gekry en goed. Toe kom die meisiekind se broer toe sê sy dis nie haar balkie nie. In 'n brief en al sulke goed wat gepland was, maar vergeet nou van dit die tegniese goed. Rudy van Ols skryf in sy beëdigde verklaring en toe ons sy huis deursoek, toe raak Gert van Rooyen 'n verdagte of toe kom hy op die toneel as moontlik betrokke. Toe was daar al vir 'n jaar wat kinders weggeraak het, wat hulle gesiggies op melkbotteltjies en goed was en gesoek was. Hy was nooit ooit iewers gesien of gekonnekt met
enige van die kinders nie. Ek kan dit vir jou bewys uit beëdigde verklaringe uit. Dis Ons so 'n bietjie sit. Iemand vra hierso, Chosen vra, dis nou 'n baie interessante vraag. Het jy al Gerard Papenfoos investigate? Is dit Gerard Papenfoos van JASA? Sê net vir ons, want dis 'n interessante vraag, en dan gaan ek vra, hoekom dink jy hy moet ondersoek word? Ek ken van Gerard persoonlik. Inteendeel, Dis wanneer ek bang raak, dis wanneer ons die mense persoonlik ken, Skalk. Ek het Gerard seker so 2 jaar het ek vir die JASA freelance gewerk. Ek was 'n rasadviseur vir hulle gewees. So ek beklei nie met jou nie. Dit sal interessant wees om te weet hoekom jy sê ons moet vir Gerard ondersoek. Hoor jy, nou dat jy sê van persoonlik ken, ek wil ook net hê, die mense moet weet, net omdat jy my sien so met iemand koffie drink, of 'n Nando's eet, Is ons nie chommy sê, ja. Verstaan jy, onthou my eerstens, nee, ek is 'n info gatherer, ek kan dit nie help nie, en as die mense wat my ken, nee, sal weet, ek is nie bang om ek wil amper al sê, my broodjie aan al die kante te smeer en oral info te probeer kry nie. So, partykeer byt dit my in die gat, partykeer nie, partykeer gee dit my awesome info, maar jy weet, ek dink ook net hierdie narratiewe wat geskep word. 'n Dom voorbeeld, Skalk, jy weet wie, dis eintlik professor Piet Kroukamp is. Jy weet wie hy is? Ek ken Piet ook persoonlik, ja. Ja, hoor. Nou kyk ek op Facebook na ons Oranje storie, nou haal die mense en hulle haal hom altyd uit. Weet jy wat, nee? My persoonlike opinie oor hierdie man, nee, is dat hy so slim is. In fact, ek het net vir hom gesê, dis ek ek jammer die mense op jy nou kak. Sê ek vir hom, maar Piet, as ek oorlog toe moet gaan, vat ek jou saam. You know? Maar, weet jy waar net ek al ooit gedink? Ek en Piet werk so goed saam oor die foon, want ek kontak hom baie vir stories, hy gee my baie kommentaar. Ek het hom nog nooit in my lewe ontmoet nie. So, is hy my beste chommy? Nee, hy's net 'n baie goeie kontak, of 'n baie goeie informant. So, jy weet, die mense moet ophou hierdie narratiewe skep, en, jy weet nou, net omdat jy my so met iemand sien, dink jy, dit is nou my beste maatjie, of Ja. Dit is, net interessant van Piet Kroukamp, jy weet dat hy in 32 bataljon was. Ek weet nie of jy weet nie, maar vra my 'n bietjie daarna, dit is baie interessant. Kyk, Piet was aanvanklik, hy was meer regs in sy politiek gewees, en hy was in 32 bataljon gewees. Ja. En een of ander stadium het hy links geswaai. Kyk, hy is heeltemal aan die ander kant van die politiek van my af. Maar hy sê so baie interessante mening. Ja, ek sien ek wil sommer hier vir die mense vra wat so laat hulle tap en share asseblief man. En as daar enige iemand is wat 'n rosie of 'n gift kan stuur, asseblief, julle sal my baie help, ek het dit dringend nodig. Ek sien Chosen sê, dis nou oor Gerard Papenfoos. Nou ek hoop net ons praat van dieselfde Gerard. Sy sê, want hy het mos 'n kop in sy ma se manhole se erf gegooi. Ek weet glad nie van dit. Wat? 'n Kop? Hy het mos 'n kop, ek neem aan polisieman, in sy ma se manhole in hulle erf gegooi. Weet jy van so 'n storie? Ja. Maar ek moet ook weer sê, weet jy, baie keer, nee, onthou ek skryf nou al 14 jaar. En onthou, soos ek skryf op 'n normale dag 2 of 3 stories. Weet jy, baie, jy nou ook vir my gesê, ek het oor jou geskryf, toe jy dit sê, toe flash die Pretoria Noordhofse voor my. Ek sien nou, ek sien nie van die burglar of die fence, nee. Maar weet jy hoe baie gebeur het, wat ek vergeet van stories, of nie vergeet nie, weet mense so my kontak na die tyd en sê jare later, Mariska, dankie vir die, of, onthou jy weet jy het hieroor geskryf, en dan moet ek mooi gaan dink, so, ek onthou nie die storie nie, partykeer moet ek oplees, partykeer is dit bietjie blond, verskoon my ook, nou, maar dis die ander ding, jy weet wat ek vir gesê het, Skalk, is dit wat mense nie besef nie, hulle sit hier en beklou kak oor TikTok. My kop is by, wie gaan volgende gefire word by die City of Tshwane, want, jy weet, die McClelland Commission is besig om hand uit te ruk, en, jy weet, soos, wat ek byvoorbeeld skryf, het jy geweet, in Joburg was daar 2 assassinations oor die naweek, nee? Ja, interessant. Maar dit is so, dis Ethiopians, nou sit en wonder ek, jy weet, wat die volk gaan daar aan, maar verstaan jy het sulke mense op hierdie app wat nou dink, my hele lewekie, draai oor 'n videoetjie wat hulle van my maak, of hulle kom my uit. Ja. Jy
jy weet ons spot met my videos en here I am sitting, jy weet thinking about 10,000 ander flippend goeders, verstaan? Ja. Soos ons het net oor Louis en ek wil julle nog steeds oor Louis vertel. Ek het nou nog nie eens vir Louis gehelp met wat hy my gevra het nie. En dit is nie dat ek nie wou nie. Dis dat sure, daai is 'n interessante vraag wat hy my gevra het en ek gaan klein bietjie moet gaan krap om vir hom uit te vind. Maar you know, dit is jy weet hulle besef nie eintlik. Maar dis presies wat ek en Leonie beleef met daai hartgroepie van ons. So hulle hardloop nou al vir sekere dekade. Hardloop hulle dekade. Dis 'n dekade, dis plus minus 'n dekade. Wat hulle hardloop met hierdie wonderlike stories wat hulle van ons uitdink. Ek gaan nie eers meer daar nie. Potty was op 'n stadium ook hot topic daar gewees. Jy was op 'n stadium hot topic daar gewees. Dan gaan lees ons die goed daar, dan sit soos in maar waar kom die mense aan die goed wat hulle oor ons uitdink? Want ons is nie eers meer naaste by daai goed is nie eers meer relevant in ons lewens nie. Dit het niks meer met enigiets te doen nie. Ons is met klomp ander goed te maak. Maar hierdie mense, dis dieselfde wat jy ervaar. Hulle glo actually dit wat hulle nou mee besig is, dit is nou wat eintlik in jou lewe aan die gebeur is. Maar dan is dit glad nie die geval nie. Hoor jy ou Potty, vra 'n bietjie dat die mense vir jou kies gooi. Jy het dit nou klaar gedoen, so hulle waaroor dit gaan. Ja, nou, dankie Ella. Ek weet nie wat dit was nie, maar hier het 'n gans hier by my verbygevlieg. Ek glo dis 'n mooi gift. Baie dankie, nooi waardeer opreg, hoor. Annelies, ek het dit eers gesien. Ekskuus tog Annelies Kraus, asseblief stuur vir my DM. My DM. Yes. Ja, nee, Jesus Mariska, nee, ek en jy moet definitief gee vir Skalk of jy het seker sy nommer aan WhatsApp jy my. Ek en jy kan lekker gesels oor hierdie Louis Lieben. Ag, oor ou Gert van Rooyen. Genade. Jy het Louis Liebenberg op die brein. Okay, maar wat ek julle wou vertel het van Louis, hoor gou. So weet jy wat het Louis gedoen, hè? En ek het hierdie storie al so bekyk. Eintlik dalk moet ek 'n boek skryf nou dat ek daaraan dink, maar kom ons sê so 7 jaar terug. Toe hy nog in sy Facebook fase gegaan het, né? Toe hy nog 'n live gehou het in die shower en al daai kak, né? Bless his soul. Dan het hy byvoorbeeld post op Facebook gemaak, maar crazy goed. En dan tag hy my en hy het seker 'n joernalis in die beeld altyd getag en. En jy weet ons het net gepraat van jy weet hoe mense operate en dit is waar ek agter gekom het. Louis se een ding of sy een kuns Skalk was he climbed the ladder, nee, deur om te associate. Soos byvoorbeeld as hy sy mal boodskappe skryf op Facebook en hy tag my na 'n ander joernalis, nee, dan hoop hy dat mense wat ons volg tel. Verstaan jy wat ek sê, tel sy post op. Later het hy geklim met die idee. Then he started associating with Zuma. Then he started to say, verstaan jy wat ek sê? So, ja, dit is een ding waar ek baie mindful is dat mense, en ek dink dis hoekom hulle met my probeer beklei op, kom ons sê TikTok of so aan, want hulle voel, dat ieder my naam kry aandag, en mense gaan dit lees, of, ek weet nie of hulle dink hulle gaan my kan wen in 'n ronde nie, maar hulle try. Ja. Maar jy sê is presies reg oor Louis, dit was daai fine by association. So hy sal aan hierdie groot ou, ek meen die Zuma ding, gee vir Louis die eer wat hom toekom. Dit was flipping genius om homself te gaan verbind aan Zuma. Want ewe skielik, toe sy in die middel van die landspolitiek en almal skryf vir hom en almal het iets te sê, nee, hy was 'n meester. Kyk, as Louis nie so mal was en so skelm was as wat hy was nie, kon Louis waarskynlik 'n baie groot speler in hierdie land geraak het. Let's be honest about that too. Stompie, gaan sy live vir my alweer, of? Ag, Stompie, weet jy, ja, jy het gesê, hy gaan live, hy moet maar sit en kyk wat ek het nou gesê. Ek weet wat aan Johan se kant toe op pad is, ek weet, so, Johan se tyd buite die tronk gaan eersdaags uitloop, so. Johan is nie online nie. Nou, ek wil net weet of Stompie moet ons net sê ja of nee. Nee, maar Johan sit hier en luister in elk geval. So sê maar sommer vir my. Ja, maar hy het hy dalk dit oor gegooi. Dit sal net nice wees om te weet. Maar is dit hulle kan 4 ure lank oor my praat. Ek vat 'n 2 minute video en my boodskap is oor. Ja. Verstaan? Nee, dit is so. En hier is die ander ding. Onthou, jy sit met hierdie haters en in jou geval, jy het ook nou 'n haatgroepie van jou eie bygekry, Mariska. So jy sit met die haters wat hierdie narratief op social media van jou bou.
Maar dan sê ek altyd vir hulle, onthou daar's mense wat vir my en vir jou en vir Potty in die regte lewe ken. Ek is nou baie rustiger, ek reis nie meer so baie rond nie. Dankie Op Ella. stadium het ek letterlik, en ek oordryf nie as ek dit sê nie, letterlik honderde mense per week het ek ontmoet, was ek by funksies, het ek mense gesien, so gaan daai mense nou regtig op die haatgroepie gaan sit, en glo, Skalk is nou 'n armgat, dom, vet persoon wat nie resgraad het nie, wat 'n scammer is. Hulle gaan mos nie, want hulle ken my vir jare, want hulle het my in die regte lewe fisies ontmoet en 'n pad saam met my gestap. Verstaan jy? Selfs met jou. As Johan en Derek Gemmerkat, jou nou probeer trash, jy's nou hierdie kakjoernalis. Maar jy sit met 'n journalistieke loopbaan wat al seker 20 jaar, ek weet nie hoe oud jy is nie, 20 jaar aankom. Mense Amper jou going dan die. mense Dankie, Melissa. wat saam met jou gestap. Verstaan jy? So Ja, maar weet jy wat die ander ding ook, nee, Skalk, hulle het nou die dag gesê, ja, ek sê gekwalifiseerde joernalis nie. Ek sien dit aan die kant om, nee, partykeer wonder ek en worry ek en dink ek, wat gebeur met al hierdie studente wat journalistiek swat, waar eindig hulle op? En dan tweedens, dit lê nie in elke ou se broek om te doen wat ons doen nie. Jy weet, dit is maklik om te sê, jy het 'n videoetjie geneem of jy kan 'n storie interessant vertel. Maar ek wil net weer teruggaan na vandag se march toe. Ek was die enigste wit joernalis daar en dit is gewoonlik so, né? En om die ervaring te hê om net op te daag, ek is so goed om op 'n pavement te park. En ek is so vinnig in daai crowd in, né? Jy dink nog jy het my gesien en ek al 2 mense geïnterview en dan sit ek voor en neem ek foto's. You know, en so dis een ding om te sê, wow, jy het nie journalistiek geswat nie. Ek het alles in-house geleer. In-house. So ek is volgens elke editor vir wie ek gewerk het, se hand groot gemaak, né? So kyk toe, jy kan in 'n universiteit sit of waar ook al sit en nou loop jy teorie. Wat ek al in die veld geleer het en bereik het, né? Ag Skalk, kom ek entertain julle met hierdie storie, né? Ons mag nie eintlik meer daai ek dink nie ons mag die ou se naam mee sê nie, maar die Griquastad moorde, onthou julle dit? Ja. Toe die een dag sê my editor vir my van huisgenoot, sy sê Mariska, jy gaan Griquastad toe en jy gaan soek daai oom en jy kyk of jy met hom kan praat. Sy sê ry tot by die plaashek en kyk of daar 'n veertjie daar in die hek vassteek, né? Nou, hier ry ek, né? Maar nou, ek was nie 'n joernalis toe daar in moorde gebeur nie. Ek dink dit is 'n paar jaar voor my tyd of whatever, né? Ek ry deur na 'n dorp toe wat ek nog nooit in my lewe in was nie. Okay? Ek is al so goed om plekke te vind. Ons het by die plaashek uitgekom, né? Ja. En toe vind ek wraggies 'n bloody veer. Ek het die veer nog so in my hare ingedruk, né? Zoek, daar is ons in by daai plaas. Ons het eksklusiewe foto's. Dit was die eerste keer in, kom ons sê, jare wat daar foto's aan daai plaas geneem was, you know? En dit is die soorte ding wat jy nie kan leer in 'n universiteit of in 'n teksboek nie. Jy kan nie in hulle kan jou leer, kom ons sê met journalistiek sal hulle jou taal leer, hulle gaan jou intros leer, hulle gaan jou verskillende style leer, verskillende mediums, die wet om, kom ons sê kommunikasie, maar niemand leer jou hoe om in 'n crowd in te gaan en met 'n vreemdeling te praat. Niemand leer jou om die guts te hê om by vlakplaas in te stap en te gaan kyk oor wat gaan nie aan nie. Hulle gaan nie eers weet nie, want dit gaan nie in hulle kurrikulum wees nie. Hulle gaan nie weet daarvan nie. Ek moes vandag, en weet jy wat is nog meer impressive, nee, ek het nie net 'n beautiful story geskryf daaroor nie, maar net dit te sit en toe ek my expenses doen. Toe Google ek, waar is vlakplaas? Jy kan dit nie eens op die map skryf nie, ek was daar. Ek weet dit. Verstaan nie wat ek sê. So, dit is, ek dink mense, dis eintlik 'n very unforgiving job. Jy weet, dit is jy weet, die grappie sê is altyd, as jy wil ryk word, moet jy nie 'n joernalis word nie. So, it's something that you really do for the love of it. En ek dink net, jy weet, dit is rarig hartseer dat mense sit, en ja, julle weet wat hier aangaan. Ek hoef myself nie so verduidelik nie. Nee, ek weet presies wat jy sê. En ek praat altyd van eyeball one. Ek is self 'n ou. Destyds met Senekal 2.
Leonie was fisies saam met my gewees. Ek het later met haar geraas en gesê, bly net daar agter by jou vrou, en dan sê sy nee, sy gaan saam. Ek het gaan eyeball one wat fisies daar aangaan. Ek het tot letterlik by die agterhoede van die EFF het gegaan. Ek het foto's geneem, video's geneem. Ek was ook daar gewees. Ja, ek Maar weet. sien jy, Skalk, mense kan nie die goeie wat ek experience het. Jy kan dit nie wegvat nie. Ek was daar toe hulle 'n polisie van omgooi Ja. en die hoofdraai in die brand steek. Dit was Ja. boere, by the way. Dit was weer by Ek was aan daai kant. Dit was die boere gewees, ja. Ek noem dit maar as 'n voorbeeld, né? So Ja. dis dinge. Nou kry jy hierdie papiertier tipe van 'n joernalis. Ek praat nou nie eers meer van Johan. Johan is nie 'n joernalis nie. Hy's 'n kakprater op sy social media platform. Maar nou kry jy hierdie papiertiere. So hy sal nou gaan en hierdie moerse write-up gaan doen van goed wat hy tweedehands byvoorbeeld van iemand anders gaan lees het, of gegoogel het, of ge-AI het, of miskien maar net iemand gebel het en gesê het, hoorie maar, ek verneem jy was daar, wat het gebeur? Ek hou van daai eyeball one, en dit is hoekom ek van jou styl van journalistiek hou. Jy's fisies daar, jy's op grondvlak. Jy gaan klim in die mynskag af en gaan kyk waar die Zama is, en jy ry tot op vlakplaas en jy gaan neem foto's van die opstal, en jy ry tot in Griquastad en jy gaan kyk wat op die plaas aangaan waar die misdaadtoneel was. Daar's 'n baie groot verskil tussen 'n papierjoernalis, wil ek amper sê 'n papiertier, en 'n ou wat sulke journalistiek doen soos wat jy. Wel, jy noem daai wat jy nou net beskryf, noem ons armchair journalism. Dit is soos die online mense. Weet jy wat, nou dat jy dit sê, ek moet jou net nog 'n staaltjie vertel. Net dat die mense het nie idee nie. Die eendag sien my editor op Twitter of X, daar is 'n vliegtuig in die middel van die township in Soshanguve, né? Jy sê en like Twitter gaan mal, hulle sê ja nee, hulle dink is 'n gangster se vliegtuig, what. My editor sê vir my in die oggend, sy het my al een oggend, net sê sy vir my, put on your jeans and lekker takkies and sun cream and go look for that lion in Harties, nee, dit is wat my editor aan my doen. Maar never mind, ons is nou nie by die Lou nie. Nou sê my editor vir my, Mariska, daar's 'n vliegtuig in Soshanguve, jy moet dit gaan soek, né? Nou, ek sê vir jou Skalk, net partykeer, en dit is ook hoe experience eventually opbou. Eers wil ek in trane uitbreek, né? Nou sê ek is 'n meisie, ek is wit, ek is Afrikaans, nou moet ek Soshanguve toe gaan. Hoe gaan ek die reg kry, né? Maar ek is heavy in denial. Ag, eventually heel trek ek nou met my groot meisie panties aan, hier vat ek 'n fotograaf, ons gaan. Weet jy wat, né? 2 stoppe, ek het by die garage gestop, het iemand daar gevra, toe direct hulle my bietjie, en toe kom ons by sulke parkie, toe sit daar 'n groepie en druk se van aan, toe vra ek hulle. Toe vind ons die vliegtuig. So die vliegtuig het toe nie aan 'n gangster behoort nie, maar aan 'n pastoor. En hy die ding in 'n caravan soos in omskep. Dan ry hy deur die township om aandag te trek, en as hy die ding stop, dan slaan dit oop soos 'n stage, en dan verklaar hy die Here se woord. Nou kan jy imagine, né? 'n storie wat so erg kon klink of crazy, né? Ek het gery, nadat ek gehuil het en gedog het ek gaan doodgaan en ek moet 'n gangster soek. Okay? Vind ek hierdie vliegtuig. Jy weet, vind hierdie beautiful story. Ek is daar weg, daai pastoor het my ewen 'n hele sak vol avos gegee wat hy gepluk het uit sy boom. Maar dit is die soorte joernalis wat ek is, you know, en my editors het altyd hierdie ding wat hulle vir my sê, do your Mariska thing. Ja. Persoon, en dit is my Mariska thing is ry en gaan soek. Ek is, of, you know, gaan net, ek praat met die mense op die straat. Ek just go. Persoon, jy kan my nie stop nie. So, dis hoekom ook, ek bly vir die mense, dit help nie hulle boele my nie, dit help nie hulle dreig my nie. Die stories vind my Skalk, hoe kos dink jy mooi aan, hè? As ek so slegte joernalis is, en ek het nie 'n dag in my lewe journalistiek geswat nie, hoe het ek die Devilsword storie gekry, ek het die Stella moorde gekry, ek het Springsmonster gekry, ek het Louis Liebenberg gekry, ek het al baie groot stories geskryf, wat ek al van vergeet het, never mind, what, ja, Shanetta, ek is streetwise, dit is waar, ek dink dis my grootste asset, is baie streetwise. Ja, Sanetta so by the way, Sanetta kom ook jare saam met my. Ek weet nie, Sanetta, jy moet hier onder sê hoe lank al ons al vriende van mekaar is, nee. So ja, nee, dis interessant. Mense het ons maar hierdie mense wat al die jare saam met jou kom, ja. Nee, ek sê vir jou, hoorie, my battery is net besig om dood te gaan, so ek gaan miskien net nog so 10 minute, ek sien is nou 9:32.
Ek gaan net nog so 10 minute by julle kuierpotjie, hoor. Weet jy wat, nee, een ding wat ek julle ook wou vertel het, wat vir my so interessant was, is, ek sien my Paul het nou die dag probeer Zulu woorde gebruik, toe gebruik hy die woord verkeerd. Toe guggel ek. Die dag het, weet julle wat, nee, skok toe ek by die Citizen begin het, toe is ek so Afrikaans, dat ek gesukkel het om die Zulu en die Khoza vanne en name uit te spreek. En die een dag gaan ek na my editor toe en shame, sy is al oorlede, en ek sê vir Amanda, Cecil is not replying. Sy sê, who the fuck is Cecil, nee? Ek wys al die naam, sy sê, Siklelo jou poepel, nee? Toe stuur hulle my vir Zulu klasse, nee? En, maar verstaan jy so, dit is nou die joernalis, nee, wat nou so kak is. Ek het al basic Zulu klasse, ek het actually 100% vir my Zulu gekry, ek oefen dit net nie genoeg nie, maar, Skok, weet jy hoe goed is ek nou met name en vanne? Jo, my spelling, ek weet presies waar om die lettergrepe af te breek. En, die een keer, toe gaan ek Mama Lodie toe is Becky Clele daar. Toe is ek die enigste wit joernalist daar, en ek dink daar was, kom ons sê, so 5 wit polisiemanne, né? Nou staan ons daar, en dit wys jy net weer as jy lank in die veld werk, wat, né? Boonbehalwe dat ek die woorde so kon optel, so hier en daar, soos dat Becky Clele gepraat het, né? Soos op 'n stadium te hoor ek hy praat van die ouens geslaan met 'n bottel, ek sê soos, ja. Maar, ek het al so baie, kom ons sê, daai stories bygewoon, dat Becky Clele het elke 5de sin in Engels gesê, and he didn't have to. Verstaan jy wat ek sê? So, you can say what you want to, man, die Meyer weet wie my naam is, die vorige Meyer weet wat my naam is, ek het hulle al 2 se selfoonnommers, ek het 'n paar ministers se nommers. There's so many people who work with me professionally, en hier sit ek, en ek moet myself op TikTok kom verduidelik, vir hier jy. Op 'n nommer wat julle nie het nie. Wat? Myne? Nee, Jan van Riebeeck se, maar die donder antwoord nie. Luister nie. Kom ek leer julle net ietsie, nee, ons gaan nie na baie sê. So nie net is Oranje, wag. Okay, praat hom. Oranje het hierdie jaar hulle 35ste jaar van bestaan gevier, né? Waar ek dink Democracy of Freedom 1000 kom sê net 32 jaar is. Maar vir Oranje se verjaarsdagvieringe het hulle 'n splinternuwe aura. 'n Aura is nou hulle rande, né, vrygestel. Dis hulle cryptocurrency, maar hulle noem dit nie cryptocurrency nie. Ja. Ek het ewen nou 'n sin mooi ingesê wat sê dit werk soos currency, maar dit is nie. Jy sien ek cover almal se gatte. Anyways, maar Potty, jy maak 'n grappie hierso. Ek dink die 10 aura is 'n Jan van Riebeeck, net so by the way. Please and thank you. Hulle is almal hierdie siener van Rensburg manne, joh. Ja. Almal afgeskop. Maar ag nee, ek dink ou skuld se foon raak op klaar. En ons wil ook nou nie al die stories uitgooi nie. Daar's nou môre, ek sien iemand het hier gepraat van die eerste tyermoord in Craddock. Ja, ek kan julle 'n bietjie vertel van daai Tot Chambers ook, daai polisiestasietjie daar in Craddock. En ja, nee, ons gaan môre lekker gesels. Ons gaan 'n paar storieetjies uithaal en Ja. maar jy kan ook weer bykom. Ek wil afsluit met die laaste ene. Jy praat van Becky Cele nou. Almal het altyd hulle mense ou Becky Cele ingehaat. Nou ek het hom 'n paar keer ontmoet. Ek was mal oor hom. Hy was 'n fantastiese mens. En mense kan my bekruisig as hulle wil. Hy was op 'n menslike vlak 'n fantastiese mens. Jy onthou daar was Charismatic for days. Ja, jy sal onthou, daar was op 'n stadium daai groot troubles gewees in Pretoria, en toe dit begin oorspoel in Johannesburg tussen die taxi owners wat Zulu boys is en die Nigerians. Daar was eintlik maar turf geword tussen hulle twee gewees, né? En toe sou dit oorspoel in Soweto in. En die dreigement van die Zulu boys was, hulle wou letterlik net oor die N1 gaan, en dan wou hulle in die suidelike, die blanke, hulle het dit so genoem, die white suburbs van Johannesburg ingaan, juis om soveel skade as moontlik te maak, om 'n fokus te bring op die goed. Ek en Becky Cele en sekere hoë polisiemanne het in Protea polisiestasie in Soweto het ons 'n vergadering gehad waar ek vir hulle gesê het, gaan julle oor die N1 en kyk hoe begin skiet die wit boere op julle. En hy wat Becky Cele was, het die Zulu boys. Hulle sit mos in daar's mos daai klomp hostelle agter Protea polisiestasie in Soweto.
Hy het persoonlik met daai ouens gaan praat en vir hulle gesê, julle stuur nie julle Zulu boys, julle taxi drivers, julle gaan maak nie kak in die Witbeete nie. Dit was Becky Cele gewees. En mense is baie vinnig, kyk die Petsers van die wêreld en Devin en hierdie ouens, hulle het hom altyd gegan. Maar hy was regtig op 'n persoonlike, menslike vlak, kon jy met hom 'n gesprek voer en hy wou juis nie troubles hê nie. So ja, dis maar my 10 sent oor Becky Cele. Luister, Ja, daar hier moet is 'n karakters vraag wat wees. hier inkom. Daar moet 'n Louis Liebenberg wees, daar moet 'n Becky Cele wees, daar moet 'n Friskie wees, daar moet 'n Skalk wees. So ek sê altyd, nee, en ewen met hom. Dis nie my werk om enigiemand te judge nie. Dis ook nie my werk om iemand uit te vang of nie. Ek is net hier en ek experience it and then I tell the story. That's what I do. Verstaan? It's just met Becky en even Louis, ek's mal oor Louis. As jy met hom eers so praat, hy's baie soos Becky Cele, so hy kan jou maklik oorwen. Maar Ja, as ek hom vandag geken het, was my karrie mee stukkend hierdie bogger. Ek sê vir jou nie, maar dit jy is sal vir hy jou vir jou ook R20,000 gee vir nie. Ja, dat het vir jou ook Hierso sê- 60.000 dat het vir jou ook R60,000 in 'n kluis in die hotel gelos, ja. Ek sê jou, kom mense, julle kan vir my 'n paar gifts gooi, so ek het dit regtig nodig, so laat ons sien hoe gaan hulle hier deur die ouens, skerm. gooi gou hier ter afsluiting, gooi vir Potty uit Ja, het nodig. hier's- Sy voertuig het gebreek, so sy nommer is hier so in die comments. Potty gooi net hom weer. En terwyl julle dit doen, Dion, FKNB, jy vra die vraag oor en oor, maar ek het al vir jou geantwoord. Aangekla van wat? Want hy vra, kan jy hom nie aangekla word om die saak van Louis se tyd te Ek maak? het vandag in dieselfde ding gedink. Ja, daar Want ek het gewonder, die ding is, julle moet een ding onthou, op wat wil jy hom aankla, want daai ou maak nie sake nie, hy praat net 'n klomp kaktie met al hierdie sake wat hy teen almal in die maak. howe nie. Mense moet dit nou begin verstaan. Daar is nie sulke Hy is goed nie nie, in die man. howe nie. Daar is nie hierdie sake waarvan hy praat. Hy intimideer net, man. Die goed, dis kop se kak. Ons praat hier. Okay, kan ek dit vir julle so sê, né? Hy is nie regtig in die howe nie. Hy is nie besig met al hierdie polisie sake waarvan hy praat nie. Dis kak wat hy praat. Ag Skalk, weet jy wat, nee, lewe is interessant en jy weet nooit hoe lyk dinge oor 'n jaar of 2 of 3 nie. Ek bedoel, hoe lank het jy nie gesê Louis is besig met kak nie, né? En hoe lank het dit nie Ek gevat was nie? gek Hoe order. lank het Ek was mense nie die gesê enigste. Peter Mal is besig met kak nie? Ja. En kyk ja. net. Ek was So? die enigste ou wat Louis gaan gek order het, nê? Ek was die enigste ou wat met daai video uitgegooi waar ek gesê het, jy's besig met 'n Ponzi, jy's besig en toe raak ek baie wreed op daai video. Ek het hom erg gedreig. En dis hoekom die hof teen my beslis het dat hulle wel 'n gek order teen my. En dit was, as ek reg onthou, 2023. En hy's eers 2 jaar later was die behoorlike ondersoeke. Toe het ons vir Bolhuis ingekry, ons het daai groepe oopgemaak. Ons het 42 klagtes teen hom oopgemaak. Maar ja, ek was die ou wat ek was ook die enigste persoon teen wie hy ooit 'n gag order gaan kry het. Hoorie, maar ek sien, Maar ja. luister, jy praat nou hier van Bolhuis. Toe ek Bolhuis se storieetjie in die rapport lees, toe dog ek vir myself, jy sien die mense hap vir Wesley Roo kak en sê Wesley Roo se security is duur. Het hulle gesien hoe duur is Bolhuis se security? Kyk, Hy bye. maak mal pryse. Helemaal dat hy Christian gesluk, o. Fok het hulle hom gesluk. Ja. Ek wil net gou, ek kan nou net jou naampie sien nie, laat ek net sien Joe Mac of so iets. Joe Mac, ons is Dankie Wendy. Jy sê, maar kan nie aangekla word, ek ken van mense in die polisie nie. Ek het reeds navrae begin rig, want hy het 'n kritieke fout gemaak. Ek het aan die begin van die live dit genoem. Hy het gesê, hy ken die Landros, en die Landros het hom persoonlik gekontak oor die saak, en dan gaan hy vooraan sê, hy ken die Landros, en toe sê hy die Landros se naam. Hy gaan nie Landros se naam sê nie, want ek dink weer eens hy praat kak. Maar toe sê hy, die Landros het my al gehelp om mense skuldig te kry, wat bedoel, daar is foul play. So daar is klaar 'n briefie op pad na die regte autoriteite daaroor. En ja, ons gaan van die polisie wil verneem. Waar kan John gaan sê hy's die brigadier kontak hom persoonlik, en waar kan John gaan sê dat hy namens die polisie 'n woordvoerder is? Dan moet hulle mos nou stappe teen hom neem. So ja, daai goedjies is in proses hoor. Ja nee, hy bypass sommer die hier sien iemand 'n gif, ek weet nie wat dit is nie. Nou moet ek eers my bril opsit. Baie dankie. Ja, ek sien ek kort nog 'n downhytjie. Ja. Nou ja, hy bypass sommer daar's maar Ruska ook sommer weg. Maar anyway,
Maar ou Jean bypass sommer, ek weet nie hoekom die polisie is kommunikasie kantoor het en skakeloffisiere nie, want hulle bypass sommer die hele lot. Ja, maar Mariska het dit in elk geval met hulle opgeneem. Sy het dit formeel opgeneem en sy het die video vir hulle ingestuur. So hulle sal moet optree daar rondom, want ek meen hierdie op 'n groot platform soos hierdie met 1000 mense wat luister, hy is die woordvoerder van die polisie. Hulle sal moet teen hom optree. Nee, dit is so. Ek dink sy tyd het uitgeloop. Nou kom mense, ons gee nog so 3 minute. 42, ja, 3 minute. Kort dit aan maak ons klaar. Kom ons kyk hoeveel of ek 'n paar gifts kan inkry hierso. Ek het dit regtig nodig. Maar nee, dit is so skalk. Nee, ons kan môre aan 'n lekker live vir jou en praat ons nou weer net stories. Ons nou weer by wyd hardloop vanaand. Maar ouens, hoor jy, die mense hou van hierdie tipe gesprekke. Asseblief, gee vir ou Potty, ons is al nog 54 mense op die live, gee vir ou Potty, hy het regtig geldjies nodig, en hy praat, hy dit nie regtig nodig het nie, so, as jy vir hom ietsie kan gooi, asseblief maak so, hoor? Kyk my, okay Alvin, ek gaan nou, baie dankie, ek gaan nou kyk, ons gaan nou klaarmaak, dan is die saak reg, ek net sien nie so, ja, nee, skalk nie, ek het 'n paar lekker lives gehad die laaste tyd. O ja, en die 50 wat hier oor is, as julle my nog nie volg ook vir Skalk. En dan kan julle vir Erna sal Vrydag, ek dink die naweek gaan nou Erna weer roel, en dan vat sy ons weer klaar, maak sy ons klaar. Hulle is besig met ek dink, of iets, praat van state, en stikkerye, en rekeninge, en baie besig. Ja, so Erna sal die naweek weer terug wees, en dan glo ek ou die ou nie ook, dan kan julle weer 'n bietjie kom kyk, hoe lyk mooi vrouens op TikTok. Ja, nee, ek dink Leonie is van net uitgeput, sy het hier langs my slaap geraak, en nou lê en slaap sy hierso, so, nee, sy sal seker oor die naam. Nee, dis reg ou Skalk, dan praat ons, maak ons môre aand weer so. Reg my ou chom, hoor? Nou maar toe. Hoeveel kort jy nog? Ek kort nog so 4000, 3,5 4000. Maar is reg, nee, ons praat weer môre aand. Okay, nou ja, toe, lekker aan vir julle ouens dan. Lekker aan vir julle almal, lief vir julle, dankie vir die inkom hoor, tada, bye almal.